Goeiemôre. Dit is Vrydag. Dis 'n begin van die naweek. Dis die 20ste Maart 2026 en ek groet jou in die lieflike en die kragtige, die alomheersende Messias, môrester naam van Jesus. Weet jy wat? Ek wil vanoggend iets met jou deel wat die Here op my hart gelê het. En vir die afgelope 3 dae praat die Heilige Gees met my oor hierdie woord. So miskien moet jy vanoggend aandagtig luister. Wat is die verskil tussen berou en bekering? Het jy dalk bietjie wegbeweeg van God af? Het jy bietjie wegbeweeg van die woord af? Dalk kan hierdie gedeelte vir jou insig gee. Ons verwar dit dikwels berou met bekering. Berou is die trane wat ons stort, omdat ons uitgevang is vir die ongeregtige wat sonde, of omdat ons 'n swaar las van ons skuldgevoelens ervaar of dra. Ons voel jammer vir onsself en beweeg weg van die woord af. Weet jy wat? Judas het berou gehad. Judas het saam met Jesus geloop. Hy het alles gehoor wat Jesus gepraat het. Hy het gesien wat Jesus gedoen het. Hy het hoeveel wonderwerke ervaar. Maar nog steeds vir Jesus verraai. Petrus het dieselfde gesien. Hy het dieselfde ervaar. Nog lank voor Judas. En hy het ook Jesus verraai. Maar wat het Petrus gedoen? Tot wat het Petrus gekom? Hy het sy foute geneem, besef dit is sy probleem, dit is sy doen en late, en in die Here bekeer. Bybelse bekering beteken letterlik 'n verandering van denke, 'n verandering van hart, wat lei tot 'n verandering van rigting. Draai terug na die woord, want Jesus het vir jou ingestaan. Dit is om Jesus toe te laat, om dit wat jou weglei van hom af aan te wys, sodat jy wysheid kan bekom. Die duiwel sal altyd jou swakhede, hy sal altyd op daai swak plekkies van jou fokus. En hy sal dit gebruik met leuns om jou weg te lei van die woord af. As jy nog oor dieselfde sondes huil en kerm, maar nog steeds aan dieselfde sondetafel sit, met dieselfde mense en dieselfde gewoontes, het jy nie regtig bekeer nie. Jy wys net jou spyt daaroor uit. Weet jy wat, jy kan 'n rivier van trane stort oor jou foute en nog steeds aan dieselfde sonde gekoppel bly. Want jy drink net melk wat nie genoegsame voeding is nie. Kom tot inkeer en besluit, ek soek en hoop op vaste voedsel van die ewige brood. Ware bekering is wanneer jy uiteindelik opstaan en die tafel van sonde verlaat en dit omgooi en letterlik jou rug opdraai. Dit gaan nie net om vir God te sê, Here, ek is jammer nie. Dit is om te sê nee vir Satan en 'n verandering voor te bring en uit te roep, Jesus, red my. Dit is amper soos 'n gedaantewisseling van donker na lig. Weet jy, aangaande hierdie gedeelte, gaan lees gerus Hebreërs 5:11 tot Hebreërs 6:20. En ek wil jou regtig aanmoedig om dit te gaan lees. Dit getuig, ons moet vaste koste begin eet en nie op melkvoeding soos 'n baba bly nie. God sê, met al hierdie tyd wat al verbygegaan het, moes almal al vaste kosse begin eet het. Jy moet streef na heiligmaking. 1 Petrus 1:16 sê, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek, God, is heilig. God soek nie jou spyt nie. Hy soek na jou strewe om heilig te wees, hoop op Jesus en jouself
Hoop op Jesus en nie jouself of ander nie. 2 Korintiërs hoofstuk 7 vers 10 sê, want die droefheid volgens die wil van God werk in onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld, luister mooi, die droefheid van die wêreld werk die dood. Esegiel hoofstuk 18 vers 30b sê, bekeer julle en wend julle af van alle oortredinge, sodat nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. En dan wil ek u vra om nog 'n gedeelte te gaan lees, en dit is Lukas 15 vers 11 tot 32. Dit handel oor die verlore seun, maar dit spreek tog van die verlore seun en dogter. Wie is jou vader? As God Abba jou vader is, weet jy wat? Kom terug na jou vader se huis toe. Kom terug na die woord toe. Kom terug na Jesus toe. Laat toe dat die Heilige Gees die hoogste gesag in jou lewe dra. En nie dit wat die Satan in jou oor fluister nie. Brood en water bediening, ek laat hierdie situasie by jou vanoggend. Mag jy hier die krag van die Heilige Gees ervaar en in jou hart weet dat die woord is nog steeds wat dit nog altyd was. Pastoor Gary, en ek kom weer en ek sê vir jou, maak nie saak wat jy gedoen het nie, Jesus het jou baie lief. Maar is tyd. Dis tyd dat jy vaste voedsel begin eet. Amen.